Hallo daar en baie welkom by ons Bybelskool. Ons aanlyn Bybelskool is 'n stadig stap deur 'n Bybelboek en as jy vandag vir die eerste keer by ons aansluit, dalk het jy die woorde Habakuk ingetik by die YouTube kanaal en het jy by ons uitgekom, wil ons vir jou sê van harte welkom. Op ons kanaal sal jy sien daar's 'n klomp ander Bybelboeke wat ons die voorreg al gehad het om hier deur te stap. En elke keer was daar die uitnodiging net soos nou dat as jy hierdie notas wat voor my is sou wou bekom, stuur net vir my e-pos, ek maak jou deel van my verspreidingslys of ek stuur vir jou die reeks indien dit al klaar voltooi was van verlede. Dit is ons 'n groot lekker om te kan hoor hoe die werk ook 'n verskil maak in gemeentes en gelowiges se lewe reg oor die wêreld en ons wil dit aanhoudend deel. So indien jy dalk weet van iemand wat hierdie bruikbaar sou vind, asseblief deel dit met hulle en stuur dit aan. Baie welkom by ons wandel met die 8ste klein profeet, die boek van Habakuk. Ons het onlangs ook 'n aandbybelskool by Kersfees daaroor gehad en Stefan Joubert het dit aangebied. Hierdie Bybelskool is 'n bietjie anders, want ons gaan dit stadig deurstap. Maar gaan kyk gerus daarna vir 'n vars perspektief ook op die boek van Habakuk. Habakuk is 'n boek van worsteling. Dis letterlik wat sy naam beteken, om te worstel. 'n Ander beskrywing van die Hebreëse werkwoord waar dit vandaan kom is om baie styf vas te hou. Is 'n boek van intense gebed, want dis Habakuk en die Here in 2 gesprek reg deur die boek van die begin tot die einde. Dit eindig met 'n liturgiese hoogtepunt van 'n belydenis op die wyse van 'n klaaglied om te sê nogtans. Habakuk stoei. En ek en jy stoei ook soms. So mag ons in ons wandel stadig en eerlik ook met hierdie teks werk. Mag ek en jy ook worstel. Mag ons dit kan waag om ook ons eie worsteling oor die nie verstaan van hierdie wêreld en van onreg na die Here toe te bring. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons welkom is in U teenwoordigheid. Dankie dat U afgebuk het en nee, meer nog, deel kom word het van hierdie gebroke wêreld en sy onreg, om die prys van onreg finaal te betaal. Here, jy het so deel kom word van ons wêreld, dat die mees onregverdigste daad is aan die heilige Here gedoen. En daarom, wanneer ons vandag met hierdie woord voor U kom sit, dan weet ons soos Hebreërs 2 en Hebreërs 4 vir ons herinner, ons het 'n Here wat onreg verstaan, wat onreg verdra het, en daarom kan hy ons help. So in ons saamstap met hierdie boek, bid ek dat U ons sal help om in hierdie 3 kort hoofstukke ook opnuut te kom ontdek wat U vir ons wil kom sê oor U hart vir 'n stuk in 'n wêreld en oor wat U doen. En dankie dat ons ook daarin die lyne van die evangelie sal ontdek. Maar kom help ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Habakuk is 'n tydgenoot van 2 ander profete, Jeremia en Obadja. Jeremia word baie dikwels aangehaal deur mense reg oor die wêreld met net 1 versie, né? Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, planne van voorspoed nie teenspoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En ons deel dit graag, sit dit met magnete op ons yskas en voel baie opgewonde oor die toekoms. Maar Jeremia 29 is 'n reaksie op Jeremia 28, waar daar 'n valse profeet was wat gesê het, het gaan net 2 jaar wees, dan gaan dit beter wees. Jeremia 29 praat van 70 jaar se swaar kry, en dat aan die einde van dit is daar 'n tyd van herstel, van totale verandering, waarvoor daar 'n verwagting moet wees in die lewens van gelowiges. Wel, Habakuk is in daardie tyd, maar hy vra die vraag wat 'n ander profeet na hom vra. Vra oor die realiteit van hierdie wêreld, en hy's baie eerlik daaroor. Habakuk praat met die Here oor mense, eerder as oor mense, met mense oor die Here. So kom ons lees, hoofstuk 1. Nou, as jy die Message vertaling naby sou hê in jou eie studietyd, sal jy sien, Eugene Peterson skryf die opskrif vir hoofstuk 1 as volg: Justice is a joke. Justice is a joke. Want as ons kyk na hierdie wêreld, dan lyk dit of reg en geregtigheid net nie geskied nie. Kom ons kyk. Hoofstuk 1, 'n uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Moet ek bly by U kla oor geweld
voordat U red. Hoor Habakuk se volhardende klaag oor wat in hierdie wêreld aangaan. Hy sê, Here, hoe lank nog? So deurgaans is hy besig om met die Here te praat oor die realiteit van waar binne hulle self mag bevind. Hulle is binne 'n tyd van onderdrukking, binne 'n tyd van geweld, binne 'n tyd van gebede rondom uitkoms. En hy pleit, Here, hoe lank nog? Habakuk bid eintlik in wese, Here, hoe lank nog voordat U intree teenoor onreg? Hoe lank nog, hoe lank nog, hoe lank nog? Dis die woorde wat geëcho word in Psalm 13. Jy sien dit in Klaagliedere 3, en jy kry dit veral ook in Openbaring 6. Hierdie echo van, hoe lank nog? Gaan lees dit gerus ook daar, voordat U red, met die wete dat U is die redder, U is die een wat redding bring. Dis ook wat Jesus beteken, die een wat red. So hoe lank nog? Waarom laat U my onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Dis asof Habakuk kom sê, Here, U het vir my die voorreg gegee om anders te kyk na die wêreld, en ek sien dit vir wat dit is. En een van die hartse realiteite is dat, wanneer jou oë oopgegaan het, en jy iets op God se manier sien, dan sal jy dit nooit weer anders kan sien nie. En wanneer jy onreg sien vir wat dit is, dan breek dit jou hart. Dan kom jy by daai plek waar jy sê, maar dis nie reg nie. Nie net kan enige iemand dit uitfigure nie, of logies sien nie. Ek sien nog dieper as dit. Ek sien die kwaad. Ek sien die donker. En Habakuk sê, Here, hoe lank nog? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en beklei. Habakuk praat nie net van wat die volke om hulle doen, en wat die vyand van Israel doen nie. Hy praat ook van Israel self, van Juda self. Dis hoe mense teenoor mekaar optree. Here, dis wreed, en dis lelik, en dis selfsugtig, en dis intentioneel gerig op mag misbruik, en op die handhawing van die self. Hoe lank nog voordat dit tot einde kom? Die wet het nie meer krag nie. Ek dink daarom sou Petersen skryf, justice is a joke. En daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Habakuk kan as het ware sy kop laat sak en sy hande op sy ore sit en net uitskree, donker het gewen. Dis hoe dit lyk. Want die reg, dit waaroor die lewe gaan, oor die God van geregtigheid, dit lyk of die reg nie meer sy plek het nie, of onreg seëvier. As jy 2 Timoteus 3 gaan lees, Paulus se woorde aan sy geloofsvriend Timoteus, dan sê hy vir hom daar 19 terme wat hy beskryf as philautos, liefde vir diself, en hy beskryf hier die kwaad, en hy sê dit gaan net nog erger word. Soos in die wêreld van Habakuk, so in die wêreld van Timoteus. Dit was ook die wêreld van Salomo, gaan kyk 'n bietjie Prediker 8 vers 11. Die realiteit van hierdie wêreld wat lyk asof die reg het sy plek verloor, sy mag verloor. So dis Habakuk se klaag, sy eerste gebed teenoor die Here, en sy woord is, hoe lank nog? Hy verstaan nie, en hy stoei daarmee, hy stoei met die Here, en dan antwoord die Here. En dis mooi, dat die Here ons toelaat om te kan vertel, te kan sê, te kan deel oor wat hier binne is, maar 'n gebed is 'n tweegesprek, dis nie 'n monoloog nie. En daarom die mooi van luister ook wanneer die Here antwoord, en die Here antwoord hom, en hy sê, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo nie, as dit vir julle vertel word nie. So God sê ek luister, God sê ek sien, en God sê ek gaan iets doen. Ek luister, ek sien, ek gaan iets doen. Een van die belangrikste waarhede vir 'n gelowige ten tye van onreg, wanneer onreg aan jou en jou geliefdes gedoen word, wanneer onreg in jou gemeenskap, in jou wêreld gepleeg word, en jy skree van die binne af, dis nie reg nie. Weet dat die Here jou hoor, weet dat die Here ook nie blind is nie, hy sien dit, en weet dat die Here nie apaties staan, hande gevou nie, maar dat hy iets gaan doen. Hy het iets gedoen. As gelowiges van Jesus weet ons, die kruis sê vir ons, God het iets gedoen.
Ek gaan die Galdeërs laat kom, die wrede woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek, om lande te verower, wat nie hulle sin is nie. So as Habakuk hoor, die Here sê, ek sien, die Here sê, ek luister, die Here sê, ek gaan iets doen, dan is die eerste reaksie sekerlik wat Habakuk sou verwag is, hier kom redding, hier kom onmiddellike verlossing, dinge gaan onmiddellik beter wees. Dis in tye van onreg tog vir ons ook so, né? Jy wens so dat die persoon wat die mag misbruik, wat die onreg pleeg, dat hulle onmiddellik uit die weg geruim gaan word. Maar hoor Habakuk, dit gaan eers erger word. Dit gaan eers slegter word. Die onreg wat op hierdie oomblik lyk of dit heers, die reg wat sy mag verloor het, die reg wat 'n grap is, wel, dit gaan nog steeds so wees. En onreg gaan steeds heers vir 'n tyd lank nog, want mense gaan onregverdig optree, en dit sal heel duidelik vir Habakuk, vir jou en my, tog meer konflik skep, nie waar nie? Die gedagte van 'n regverdige God in 'n wêreld van onreg, 'n regverdige God wat oënskynlik dit toelaat. Dis sy worsteling, en hoor net wat sê die Here, hulle is 'n nasie wat vrees en onsag inboesem, hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. So hierdie Galdeërs, ander beskryf hulle as New Babyloniërs, hierdie Galdeërs wat 'n magtige vors geword het, 'n wêreldmag geword het, wat besig is om die ander lande te verower, om hulle oor te neem, kom natuurlik met al hulle afgodery, hulle afgodsdienst, hulle afgodskultus, met hulle geweld en hulle mag, en hulle neem oor. En dit lyk oënskynlik of die nuwe wêreldmag aan die orde is. En die Here sê, ek sien dit. Ek sien dit. Hulle perde is vinniger as luiperds, vuriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop. Hulle kom van ver af, hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. En as ek en jy hierdie woorde hoor, dan is dit baie duidelik, geen vestingsmuur sal kan staande bly nie. Jy sal nie 'n muur kan bou wat jou kan beskerm nie, want soos arende kan hulle bo oor die muur vlieg. Hulle kan by jou uitkom. Hulle is magtig en hulle is wreed. Hierdie is 'n verskriklike prentjie van hoe die Galdeërs geskets word. As ek Habakuk sou wees en ek het hierdie gehoor, sou ek regtig my ore wou toehou en toedruk en sê, Here, asseblief, nee. Hoe broos sou die wêreld nie wees teenoor hierdie magtige nasie nie. En dan nog meer, hierdie magtige nasie gevul met hulle eie trots, hulle eie selfvoldaanheid, hulle eie kyk wat het ons vermag, ons wet, ons maniere, nie die regverdige wette nie, ons mag. Hulle hele leermag kom om verwoesting te saai. En die Hebreëse woord daar is 'n woord wat vir die laaste paar jaar gereeld genoem word. Dis 'n woord wat gereeld gepleeg word. Hamas. Dis geweld, dis brutaal, dit bring verwoesting. Wat 'n beskrywing is dan nie beter vir die donker nie, né? Jesus sê dit self daar in Johannes 10 vers 10, die dief kom om te steel, te slag en uit te roei. Daai is Hamas. Maar ek het gekom om lewe te bring. Jesus sê, die dief steel, ek kom gee lewe en dit in oorvloed. Maar in hierdie geval, hulle leermag kom om verwoesting te saai, hulle kom aangestorm soos die oostewind en maak krygsgevangenes by mekaar so sand. Mense is so min belangrik, het so min mag teenoor hulle, dat hulle soos die sand by mekaar kan krap. So maak hulle krygsgevangenes, letterlik mense wat in gevangenskap weggevoer word, maak hulle by mekaar. Mense het nie weerstand nie. Hulle is weerloos, hulle is kwesbaar teenoor die mag van die onderdrukker, die Galdeërs. Vers 10, die Galdeërs dryf die spot met konings en lag maghebbers uit. So die konings en dit waarvoor hulle staan, word uitgelag. Dit sal dan dus ook beteken die konings van Juda. En die koning wat eintlik moes bely, Jahwe is koning, en Jahwe word aanbid, word uitgelag. Hierdie is 'n verskriklike magsvertoon. Hulle lag oor al die vestingstede en hulle grondwalle, hulle gooi hulle grondwalle teen die stede op en neem hulle in. So dit wat die land sou kon gebruik in weerstand teen die aanvallers,
beteken niks. Hulle lag vir hulle. Dan jaag hulle verder. Hulle is nie klaar nie. Hulle soek meer. Sien, mag het 'n onuitputbare passie wat dit vir mense gee. Dit gee hierdie drang, hierdie honger wat net nie versadig kan word nie. Vir meer, vir meer, vir meer. Mag in wese is 'n uitdrukking van totale gulsigheid. Vir meer. Dan jaag hulle verder. Hulle trek verby soos die wind vir hierdie sondige nasie sy eie mag, sy God. Hulle aanbid aan wese die mag wat hulle so najag. En dit waarvoor jy jou lewe gee is natuurlik 'n beskrywing van dit wie jy dien of wat jy dien, wie jou God is, né? En Habakuk luister hierna en dan antwoord hy. Ek kan myself net dit indink, ek kan myself dit verbeel hoe dit moes wees. Wag. Want Habakuk hoor hierdie verskriklike woorde. Hy hoor van hierdie mag, van hierdie land wat gaan kom en nie gaan stop nie. En alles wat voor hom kom, gaan hy platvee. So Here, wat van ons? En dan gryp hy na 'n belydenis toe. Vir homself, van wat hy onthou, van wat hy weet. U is tog vir altyd daar, Here. En dit herinner ons na Genesis 1 toe. Johannes 1 vertel dit ook. In die begin, God, U is nog vir altyd daar. Ons tydelike mense teenoor U, ons hou vas aan U, want U is tog van altyd daar af. Here, U is die heilige God en hier beskryf hy woorde wat God beskryf. Hy gebruik woorde om te sê, maar U is anders as die afgode. U is anders as hierdie maghebbers en U is die ewige, U is die heilige God. Ons sal nie sterwe nie. Habakuk se geloofsverklaring te midde van hierdie absolute donker wat voor lê. Ons sal nie sterwe nie. In tye van onreg, help dit jou en my om ons oë te lig uit ons situasie, uit hierdie wêreld van onreg, om net weer na God te kyk. En Habakuk beskryf die Here. U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. So Here, selfs die Galdeërs is ondergeskik aan U. U, ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. So Habakuk kom erken, ons verdien die straf. Die straf wat ons het is natuurlik omdat ons in rebellie teenoor U is. Ons het konings wat hulle rug op U gedraai het, wat met afgode gemeng het en afgoderry gemeng het. En ons kultus wat gefokus moes wees op die heilige God, op Jahwe, het hulle vermeng met die gode van hierdie wêreld. So ons verdien dit en U het die Galdeërs gebruik juis daarvoor. En kyk dan net teenoor dit, né? Die realiteit van die Galdeërs. Kom Habakuk en hy kyk na die Here en hier is sy grootste worsteling. Vers 13, U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. Jy kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie? Waarom doen U dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly U stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Job 1 tot 42 beskryf hierdie worsteling. Genesis 37 tot 50 beskryf Josef se verhaal en alles binne in dit lyk soos kwaad word wat aan hierdie man met 'n droom gedoen word. Maar ons weet Josef se woorde in Genesis 50 vers 20. Julle wou aan my kwaad doen, maar God wou daarmee goed doen. Op Psalm 13, Psalm 37 worstel met hierdie selfde vraag. Waarom, Here? Waarom kyk jy na 'n wêreld en doen nie niks? Want oënskynlik in Habakuk se realiteit is dit so. Hy hoor hierdie prentjie en hy sê, maar dit kan tog nie so wees nie. In 'n trouelose wêreld is die God van liefde en trou, soos Eksodus 34 God beskryf, kan hy tog mos nou nie dit aanvaar nie. Want hy is mos anders as dit. Dit bly sy vraag. Hoe kan die mense behandel asof hulle visse is? Asof hulle kruipende insekte sonder leier is? Visse wat 'n mens in 'n net bymekaar maak. Psalm 8 sê hoe belangrik die mens vir God is. En nou lyk dit of die mensdom net niks is nie, veral as die Galdeërs dan in diens is van die Here om die oordeel te voltrek. Habakuk verstaan dit net glad nie. Die Galdeërs vang mense met hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle bymekaar in treknette en juig en jubel oor die vangs. Daar is in die wêreld van Babylonië is daar monumente wat hierdie uitbeeld, en dit was dat die Galdeërs wanneer hulle mense gevang het, word daar gesê dat of in die onderlip of in hulle neus het hulle 'n hoek ingesit, nê?
en hulle daai met lyn aan mekaar gebind, en letterlik was die mense so met hakke aan mekaar gebind, die slawe, ter vernedering, maar ook met geweldige pyn. En so is dit gewys dat, kyk, ons vang nie visse nie, ons vang mense. Later sou die lydende Messias sy disippels uitstuur om vissers van mense te wees, maar met 'n ander vangs, met 'n totale ander fokus. Maar die Galdeërs was vissers van mense. Hulle het mense op 'n wrede manier gevang, gehak en weggeneem in slawerny. En dan juig en jubel hulle oor die vangs, oor mag. Die Galdeërs bring selfs offers vir hulle nette. Met ander woorde, hulle aanbid die afgod vir hierdie. Brandwierook vir hulle treknette, want deur die nette leef hulle in weelde en het hulle volop kos. So hulle aanbid hulle mag, hulle aanbid hulle geld, al die afgode wat hulle sou glo hierdie vir hulle voorsien, wat hulle self gemaak het, want dis wat 'n afgod in wese is. Vir dit gee hulle lewe. Sal hulle maar derentyd voortgaan om hulle nette uit te skud, om nasies mee doonloos om die lewe te bring? En met hierdie vraag eindig hoofstuk 1. Dis 'n wrede wêreld, julle. Dis 'n wrede wêreld, Here. Is 'n wrede wêreld en hoekom lyk U so apaties? Hoekom lyk dit vir ons asof U op 'n afstand staan? U kan tog dit nie sien en niks doen nie. U kan tog nie die onreg laat voortgaan nie. Habakuk het nie vir Jesus geken nie. Hy het nie geweet wat kom nie. Maar ek en jy weet van die lydende Here, wat al die onreg op hom geneem het, wat die prys betaal het, en wat vir jou en my kom sê, onthou, die simbool van die volgelinge van Jesus is 'n kruis. En die prys van die kruis sê, God het iets aan onreg kom doen. So in hierdie vraag, in hierdie worsteling, dalk op die plek waar jy nou is, stoei met die Here en praat met hom en luister. Volgende week hoor ons verder in hierdie 2 gesprekke tussen Habakuk en die Here wat die Here gaan sê. Dankie Here Jesus dat die woorde van die Bybel ook vir ons woorde gee wanneer ons nie woorde het nie. Dat hierdie worsteling met onreg wat vir Habakuk so erg was en die woorde wat hy gehoor het van dit sal nog erger raak, dat dit ook die woorde was van Paulus teenoor Timoteus en ook die woorde van wat ons vandag met mekaar kan deel. Dit is die realiteit. En ons wil skree daaroor. Ons wil dit uitskree. Ons wil vir die wêreld sê, stop dit. Maar ons weet U is die Here. En ons weet U plan is volmaak. Ons weet, Here, dat U laat alles ten goeie meewerk vir die wat U liefhet, en dit beteken dat ons al meer soos Jesus sal word, maar Jesus is die Here wat onreg verdra het, so ons weet dat dit ons gaan neem na 'n plek toe wat ons nie verwag het nie. Maar tog is dit U liefde, U diensbaarheid, so kontra die kultuur en verwagting van wat ons van onsself en van die lewe het, maar dit is so echt die evangelie, en so word ons al meer soos U. So vir die wat vandag ly op hierdie oomblik, wat vra, bid ek o Gees van die lewende Here, wil U troos bring, wil U ons oorig op die koms van die Messias, wat aan die einde van tyd 'n totale einde aan onreg sal maak, en sal doen, en in daardie hoop hou ons vas, in Jesus se naam. Amen, amen. Ek weet die woorde sterkte, is so vinnig en is so kort, en ek dink aan jou, en dis nie reg nie, dis maar net woorde, maar waar ook al jy mee worstel, hou vas aan die Here wat jou vashou, en mag die Here jou seën vandag.